Hy gaan kom op die wolke, ja dis seker. Elke kind van God gaan ons sien. Saam met hom bring hy al die verloostes, die wat hom in gees en waarheid dien. Weereens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo en vertrou dit gaan soos altyd baie goed met u en dat die woord van die Here wie altyd van kardinale belang is. Nou in vandag se video gaan ek voort met die reeks waarmee ek besig is, die sogenaamde skrifgedeeltes wat deur pre-trib leraars gebruik word om 'n pre-tribulation rapture te kan promoveer. Nou in vandag se deel 2 gaan ons kyk na die skrifgedeelte 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18. Nou hierdie is 'n skrifgedeelte wat deur pre-trib leraars gebruik word om hierdie wegraping voor die groot verdrukking te kan promoveer. En hulle staan op hierdie gedeelte en sê dit spreek van 'n wegraping voor die groot verdrukking en dit is nie wat die skrif in konteks leer nie. Ons gaan vandag daarna kyk. Nou ek gaan vandag vir julle 'n paar videoklips speel van die voorstanders van die pre-trib rapture en ook van mense wat die teendeel bewys deur die skrif. Dit is belangrik dat ons die konteks van die woord reg verstaan om by 'n goeie eksegese te kan uitkom. So kom ons spring dadelik weg. Nou soos ek reeds gesê het, 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18 is die proefteks van hierdie mense wat sê dit vind plaas voor die 7 jaar of 7 jaar groot verdrukking. Nou kom ons gaan kyk na twee videoklips, die een van J.D. Farag en die ander een Hannes van As. Nou J.D. Farag begin dadelik deur te sê die wegraping moet plaasvind voor die verdrukking want dit is 'n bemoediging. En dan praat hy van die moeilike tye wat kom en daarom moet ons mekaar bemoedig. En in dieselfde konteks sê Hannes van As dat die wegraping, en dan praat hulle van 'n pre-trib wegraping, is 'n bemoedigende hoop. En dit is nie die konteks van die skrif nie, maar kom ons gaan luister wat hulle sê en dan gaan ons daaroor gesels. The rapture has to happen before the 7-year tribulation because we can encourage one another. Notice in verse 18, where Paul says, we're to encourage one another with these words. Now, you have to understand that the Thessalonians were very discouraged, very battle-weary. They were downcast. And Paul wants to encourage them. And he says, you can encourage each other with these words. Okay. Well, how does that prove a pre-tribulation rapture? Well, think about this. How could Paul say, encourage one another with these words? A third of the population of earth is just going to be killed, wiped out. It's going to be unspeakable horror, unthinkable during the 7-year tribulation. Therefore, encourage one another with it doesn't fit, does it? Well, how does it prove a pre-tribulation rapture? Because if it were not before the 7-year tribulation, the Apostle Paul would be warning about surviving and not encouraging about escaping. Maar broeders, susters en kinders ingesluit, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word. Sonder om inlegkunde te pleeg, jy kan hom letterlik ook so vertaal, daarna sal ons in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggeraap word. Die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Is dit iets om na uit te sien nie? En wat sê hy dan? Vers 18, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Die wederkoms boodskap, die wegraping boodskap, die hoop van die wegraping, my broeder en suster, is 'n bemoedigende hoop.
Dan vir al twee van hierdie leraars is die wegraping, die pre-trib wegraping, die sleutel natuurlik dat dit van plaas vind voor die groot verdrukking en dat dit 'n bemoedigende hoop moet wees. En jy sal natuurlik luister na Hannes se stem, hy beklemtoon die woord weggeraap. So dit gaan vir hulle oor die wegraping. En natuurlik wat jy die verraak, dit gaan vir hom oor ontsnapping, want ons gaan hier wees, die bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Maar wat is die bemoediging in hierdie konteks? Wat is die konteks van hierdie skrifgedeelte? En dis baie duidelik wat Paulus hier leer. Dit gaan basies oor die ontmoeting wat ons weer gaan hê met ons geliefdes, ons familie en so meer wat vooruit gegaan het en ons gaan hulle weer ontmoet. En dit is wat Paulus dan ook vir hulle sê. Julle moenie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Met ander woorde, hulle was bekommerd, gaan hulle geliefdes, gaan ons hulle weer sien en wat gaan gebeur? En dit is waaroor hierdie skrifgedeelte gaan. Dit gaan nie oor 'n wegraping voor die groot verdrukking en ons moet mekaar daarmee bemoedig nie. Dit is buite konteks, maar dit is die klem waarop hierdie mense hierdie skrif gebruik. Hulle gebruik hom om te sê dit spreek van 'n pre-trib rapture. En dit is die konteks wat hulle glo die waarheid is. Maar dit gaan nie daaroor nie, dit is nie 'n pre-trib rapture nie. En ons gaan nou luister na 'n leraar wat natuurlik dit pragtig verduidelik waaroor hierdie skrifgedeelte gaan en waaroor dit nie gaan nie. Kom ons luister. Now, let's talk about why Paul wrote this. Paul wasn't explaining end times timelines. He was comforting believers who were worried that Christians who had already died would miss Christ's coming. That's why he says earlier, we do not want you to be uninformed about those who are asleep. This passage is about resurrection hope, not escape. And notice how this event is described. A shout, the voice of an archangel, the trumpet of God. There is nothing secret here, nothing at all. Nothing is hidden. There's nothing quiet. This is public. This is loud. It's cosmic. This is the visible return of Christ. Nou ja, dit is presies wat hierdie skrifgedeelte lees. Die konteks van hierdie skrifgedeelte sê baie duidelik vir ons dat ons gaan ons geliefdes weer sien. En dis waaroor die Tessalonikas, gemeente van Tessalonika, bekommerd was. Wat het met hulle gebeur? Gaan hulle weer opgewek word? Gaan ons hulle ooit weer sien? En dit is die pragtige verduideliking wat hierdie man dan ook gee, dat ons weer verenig gaan word met ons geliefdes. En natuurlik is dit nie 'n escape nie, dit is 'n duidelike wederkoms, dit gaan kosmies wees, ons gaan hom sien, elke oog gaan hom sien, en dis waaroor dit gaan. Dit is nie 'n geheime wegraping, of wat weggesteek kan word nie, maar dit is die konteks van hierdie skrifgedeelte. Nou kom ons gaan luister na 'n ander leraar, wat ook sy verduideliking gee oor hierdie skrifgedeelte. The event that is described there is a very public event, not a secret event. In rapture theologies, the rapture is a secret. It just sort of happens and no one notices and you're not really sure where everybody just went, but they're gone, and there's no pomp and circumstance, there's no big to-do, it just happens and then it's over. Problem with that is when Paul describes this event in 1 Thessalonians 4:13 through 18, he says the Lord will come. He's talking about the second coming of Jesus. He says the Lord will come with a cry of command, with the archangel call, and with the sound of a trumpet. So that sounds like a very public event. It sounds like a king arriving. That's what Paul is describing. This global public event with lots of pomp and circumstance, lots of attention focused on Jesus. And so rapture theories have to say, wait a second, what we have here is actually two different events. That all kinds of stuff happens later when Jesus appears in glory 7 years later after the tribulation. Before that, you've got this secret event called the rapture
And really, this verse, you got to cut it in half, push it apart, and insert 7 years right in the middle. And so that just it's really an injustice to the text. Ja, dit is iets wat die skrif baie leed aandoen en dit bestaan nie. Dis ingevoeg in die skrif om 'n pre-trib rapture te promoveer, dat daar 7 jaar later 'n wederkoms gaan wees, apart van die pre-trib rapture. Dit gaan nie gebeur nie. Hierdie gebeurtenis is ook nie geheim nie, dis nie 'n secret rapture nie, dit gaan in die openbaar plaasvind, elke oog gaan hom sien, daar gaan 'n trompet wees wat gaan blaas, natuurlik ook, wat natuurlik gaan aandui, dis 'n hoorbare geluid, dit gaan sigbaar wees vir elkeen, en dan gaan die wederkoms van Christus plaasvind, en by die wederkoms gaan die wegvoering van die kerk plaasvind. Dis een gebeurtenis, dis nie 2 aparte events, soos hulle sê nie. Maar die Bybel is duidelik, Openbaring 1 vers 7, elke oog sal hom sien, en dis baie, baie belangrik. Nou goed, kom ons gaan kyk vandag na 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18 in konteks. Dit kan nie geïsoleerd gelees word van ander skrifgedeeltes nie. Want dis wat baie mense doen, hulle vat 'n skrifgedeelte en vorm 'n leerstelling, en dit kan nie gedoen word nie. Dit kan nie uit die woord van God geregverdig word nie, en daarom moet ons gaan kyk wat sê skrifgedeeltes soos Matteus 24 vers 29 tot 31, 1 Korintiërs 15:52 en natuurlik Openbaring 20 vers 4. Ons moet dit alles gaan saam lees om met die regte konteks uit te kom. Nou wanneer ons kyk na Matteus 24 en 1 Tessalonisense 4 vers 16, dan beskryf dit die parousia. Nou daardie Griekse woord, ek sal nie kan uitspreek nie, maar het spreek van a presence, arrival, or the coming, the visible arrival of the Lord. En dis wat gaan gebeur, dit is die konteks. En dit is nie 'n geheime wegraping, waar dit 7 jaar voor die tyd gebeur, en na 7 jaar kom die Here by die wederkoms nie. Nou, daar is ooreenkomste tussen 1 Tessalonisense 4, vers 13 tot 18, en Matteus 24, vers 29 tot 31. Nou, ons gaan daarna kyk vandag. Goed, kom ons van toetsieskrifte. Wat sê die skrifgedeelte in 1 Tessalonisense 4, vers 16 tot 17, jy kan dit daar lees, en dit het daar sekere goed wat plaasvind, dis die aardse engel, die geklank van die besuin van God, die opstanding en die wegvoering in wolke. Nou wat sê Matteus 1 Korintiërs 15 vers 52, hy praat van die besuin wat gaan blaas, en dis ook 'n skrifgedeelte waarna ons later gaan kyk, wat hulle sê, dit spreek van 'n pre-trib rapture. Maar wanneer ons kyk na Matteus 24, vers 30 tot 31, dan sê dit, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel, met groot krag en heerlikheid, en hy sal sy engele uitstuur met 'n harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke van die een einde van die hemel af tot aan die ander einde daarvan. Nou hierdie ooreenkoms is baie duidelik, ons gaan nou daarna kyk, en dis duidelik dat die gebeure in 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 17 is presies wat gebeur in Matteus 24 vers 30 tot 31. Nou goed, dit spreek van 'n pre-rapture. Nou wanneer van die wraak van God plaas, na die verkorte groot verdrukking. Met ander woorde, dis nog nie die einde van die 7 jaar nie, want die wraakoordele moet eers plaasvind, voordat die Here Jesus op 'n wit perd gaan terugkom na Armageddon. En na die Armageddon is dan nie tyd vir oordeel nie, dan begin die vrederyk aanvang neem, 75 dae na Armageddon, is dit natuurlik die 1000-jarige vrederyk. En wanneer ons kyk na daardie trompet wat gaan blaas, die son gaan swart word, die maan gaan soos bloed word, dit is die teken dat die wederkoms gaan plaasvind. Maar kom ons gaan kyk na die ooreenkomste. Nou Matteus 24 sê dit, wanneer gaan dit gebeur, en 1 Tessalonisense 4 sê, wat gaan gebeur. Nou kom ons kyk so vinnig na hierdie ooreenkomste, en dis baie duidelik, die trompet, baie duidelik hier in Matteus 24 vers 31, a loud trumpet call, vers 16 in 1 Tessalonisense 4, the trumpet of God, die wolke is een van die elemente, coming on clouds, caught up in the clouds. The gathering of the saints, gather the select, Matteus 24 vers 31, en 17, caught up to meet the Lord.
dis die gathering van die saints, dis hulle wat weggevoer gaan word. En natuurlik die appearing of the Messiah, they will see the Son of Man, en natuurlik hier dieselfde konteks. Hy gaan self neerdal van die hemel af, en elke oog sal hom sien. Dis baie duidelik die ooreenkomste. Nou niemand kan daaroor debatteer nie, dis duidelik in die skrif. Kom ons gaan luister wat sê Dani Botha, alhoewel hy die laaste persoon is om te vra, maar hy gaan hierdie skrifgedeelte 1 Tessalonisense 4 vers 18 verduidelik, en dan gaan hy 'n ander skrifgedeelte, Johannes 14 vers 1 tot 3, saam met dit voeg om dieselfde konteks volgens hom te verkry. Kom ons gaan luister wat hy sê. Die Bybel sê vir ons as 'n wegraping, die Here self sal van die hemel neerdal met die geroep, met die stem van die aartsengel. Dan sal die wat in Christus gesterf het, eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle weggevoer word, die wolke en die lig, die Here tegemoet. So sal ons altyd by die Here wees. Dan sê hy, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Hoekom het die Here dit gesê, ons moet mekaar bemoedig, Amanda? Want Jesus, toe hy met die disippels praat, in Johannes 14, is die eerste woorde wat hy mee begin is, laat julle harte nie ontsteld word nie. Verraad nie. Ontsteld word Dis 'n nie. ander ene. Ja, moenie dat julle harte bang word nie. Hoekom? Hy het geweet, hier waar ons nou is dit vreesagtige tye. Dis hoekom Absuko in Lukas 21:26 sê, die mense gaan hulle doodskrik Ja. van die dinge wat oor die aarde kom. Hy sê die see en die branders gaan dreun. En as jy vrees het, kan jy nie fokus nie. Dan kan jy nie fokus nie. Nou ja, dis Dani Botha se weergawe, maar ons gaan kyk wat hy sê, want 1 Tessalonisense 4 vers 18 word nou uit konteks gebruik, en dit word by 1 Johannes 14 vers 1 tot 3 bygevoeg. Nou 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18 was die gelowiges van Thessalonika bekommerd oor hulle geliefdes wat al heen gegaan het en of ons weer met hulle gaan verenig. Dan sê Paulus, ons gaan hulle weer sien, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Dis die bemoediging, en Dani Botha dit uit konteks. Nou Johannes 14 word vergelyk met 1 Tessalonisense 4 vers 18, dat Jesus sê, moenie vrees nie, bemoedig mekaar, ons gaan nie wees as die moeilikheid begin nie. En dit is wat Dani Botha hier probeer verduidelik. En hy praat natuurlik ook van daardie moeilike tye en die verdrukking en so meer. Maar dis buite konteks, is eisegesis. Wat is die konteks van hierdie skrifgedeelte? In these opening verses, Jesus addresses the disciples' anxiety about his impending departure. Hulle was bekommerd dat hulle nou agtergelaat gaan word alleen, en Jesus gaan weggaan van hulle af. He reassures them by encouraging trust in both God and himself. He describes his Father's house as having many rooms, symbolizing the abundance of space and the welcoming nature of God's kingdom. Jesus also promised that he will return for them, emphasizing the hope of reunion and eternal life together with him. Dit is die konteks van Johannes 14 vers 1 tot 2 en 3. So dit gaan daaroor dat hy weer gaan kom. Maar hy wil vir hulle net bemoedig deur te sê, ek laat julle nie as wese agter nie. Want later in die hoofstuk sal jy sien, hy sê, ek stuur vir julle trooster. Dit gaan nie hier oor die verdrukking en ons moet mekaar bemoedig dat ons nie hier gaan wees nie, maar dis wat die preterbleeraars doen. Hulle wil 'n ding invoeg om het te laat lyk of Jesus praat, dat hy weer gaan kom voordat die moeilike tye begin. Maar kom ons gaan luister na 'n videoklip, die laaste wat ek vir gaan speel van 'n man wat afsluit met hierdie verduideliking oor hierdie skrifgedeeltes. Now this phrase, caught up, comes from the Greek word harpazo. That's where the word rapture comes from. And pre-tribulation rapture teachers say that this describes a sudden removal of the church from the earth before the tribulation begins. Now, on the surface, I understand why people think that, but here's the problem. And it's a big problem, by the way. This passage never says before the tribulation. It never says 7 years earlier. It never says this is a secret coming. It never says Jesus turns around and goes back to heaven. None of that
is in the text. Those ideas are assumed. They are imported into the text. Nou, dit is belangrik dat ons verstaan wanneer die harpazo gaan plaasvind. Dit gaan plaasvind by die wederkoms van Christus, 'n eenmalige wederkoms, en dan gaan hy sy kerk wegvoer of wegruk van die aarde af, uit gevaar uit, weg uit die wraakoordele van God. Nou, dit is nie 'n secret rapture nie. Dit gaan visible, dit gaan sigbaar wees en elke oog gaan hom sien. Ons leer nêrens dat hierdie gebeurtenis voor die verdrukking gaan plaasvind nie. Dit word ingevoeg in die skrif. Nou goed, ek gaan afsluit. Daar gaan geen pre-trib rapture plaasvind nie. En baie mense sê nee, maar hulle gebruik skrifte en hulle verskil van my. Kom ons kyk, daar gaan nie 'n pre-trib rapture plaasvind nie. En hierdie skrifgedeelte is geen aanduiding dat daar so iets gaan wees nie. Daar gaan 'n wederkoms wees wat gaan kom na die groot verdrukking. By die wederkoms gaan die kerk weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. Ons gaan altyd by die Here wees en daarmee moet ons mekaar bemoedig. En ons gaan ons geliefdes weer sien wat 'n vooruitsig. Daarna sal die wraakoordele van God plaasvind waar die kerk nie betrokke gaan wees nie. Ons gaan nie wees vir dit nie, dank die Here, ons gaan weg wees voor die wraakoordele. Maar ons gaan nie die verdrukking ontsnap nie. Ons gaan nie wees, ons gaan ly vir Christus, ons sal moet absoluut toegewyd bly, getrou bly, tot hy gaan kom op die wolke van die hemel. Tot 'n volgende keer wanneer ons weer gesels. Totsiens.